In Johannes 20 vers 15 lees ek en jy van Maria wat by Jesus se graf aankom en dan staan sy daar en huil. En dan vra Jesus vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Ek staan vandag hier in 'n oopte in die Epping Woud hier agter my. En ek wil jou vra, stel jou voor, jy staan in 'n oop veld. Die wind waai liggies deur die gras en deur die blare. Die bome ruis sag. En daar is lewe oral rondom jou, voeltjies wat jy hoor sing, motors wat dalk beweeg. Maar tog diep binne in jou draai jy dalk 'n gevoel van die las van verlies. Vra sonder antwoorde of die vaag gevoel dat iets nog kort, iets ontbreek. Dis hoe Maria Magdalena moes gevoel het toe sy buite die graf staan en huil. Die graf is leeg, die liggaam is weg, die hoop is verlore. Maar dan kom die vraag: waarom huil jy? Wie soek jy? Nie 'n veroordeling nie, maar 'n uitnodiging om te gaan ontdek. Want daardie stem was die een wat haar naam roep, wat haar naam ken. En dis nie die van 'n tuinier nie, maar van die lewende Here. Ek en jy leef in die na-Paasfees, die na-Paase. Die graf is leeg, die dood is oorwin. Maar as ons eerlik wil wees, bly baie van ons steeds by die graf in ons lewens staan, by die dinge wat dood is of verlore voel. Drome, verhoudings, vreugdes van die verlede. Maar Jesus roep ons egter om soos Maria om vorentoe te kyk. Nie net na wat was nie, maar wat nou moontlik is. Paasfees was nie die einde nie, dit is die begin van 'n nuwe lewe, 'n nuwe siening, 'n nuwe roeping. Soos jy vandag in die veld van jou lewe staan, vra hy ook vir jou: wie soek jy? My gebed en my hoop is dat jy hom mag sien, nie as afwesig nie, maar as teenwoordig, nie as dood nie, maar as lewend in jou, met jou en vir jou. Die leë graf is nie 'n simbool van oorwinning nie. Dit is die beginpunt van die ware lewe saam met die opgestane Jesus Christus, ons Here. Here Jesus, leer my om U in die leë plekke van my lewe raak te sien. U stem te herken. Verander my trane in nuwe hoop en help my om elke dag U oproep te aanvaar en te hardloop na die ander en te verkondig dat U leef. Ja, my Here het waarlik opgestaan. Amen. Dankie dat jy vandag ook ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig, daar waar jy iemand sien wat hierdie boodskap van hoop nodig het in hierdie tyd, deel dit met hulle. Deel die evangelie, die goeie nuus wat lewe bring. Want ons Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Tot volgende keer. Totsiens.